Sê. Hallo aan die mense wat inkom en ook later die wat gaan kyk op YouTube as ek dit daar oplaai. Ek hoop dit gaan geweldig goed met ieder en elkeen van julle. Vandag op die gesels, gaan nie lank op wees vandag nie, maar vir vandag 'n bietjie gesels oor die skrif en die verborgenheid van die skrif. Die woord, die Bybel, die skrifte word baie keer in vergelykenisse deur die Messias aan die mense gegee en die disippels het hom gevra op 'n tyd en hom gevra hoekom praat hy in vergelykenisse, en hy het gesê want iemand moet op 'n ongeluk verstaan wat dit is en verstaan nie en sodoende gered op 'n ongeluk gered kan word nie. So daar is 'n neiging daarom te dink dat dalk is hierdie skrif 'n verborgenheid en dalk is dit weggesteek. Kom ons ondersoek die topic en gesels daaroor. Die woord van Jahwe is nie vir almal oop of verstaanbaar nie. Dit is 'n verborgenheid, 'n boek wat vol is van gelykenisse en geheime wat net die kan verstaan wie se oë en ore geopen is. Van die tyd van die profete af het Jahwe gewaarsku dat ongehoorsaamheid 'n mens geestelik blind of doof kan maak. Maar die wat sy gebooie onderhou en sy Torah volg, ontvang insig en begrip. So 'n groot stelling wat ek maak, om ons kyk. Hoekom sê ek dit? Jahwe verseël oë en ore as 'n oordeel. In die dae van Jesaja het Jahwe die volk gewaarsku dat as hulle nie luister of hom gehoorsaam nie, hulle oë en ore gesluit sou word sodat hulle nie die waarheid kan verstaan nie. So in die begin van Jesaja gaan jy lees dat Vader sê, wie gaan uitgaan en hierdie volk se oë en ore seël, dat hulle kan sien, en Jesaja steek sy hand op en sê, Vader, hier is ek sal gaan om dit te doen. Jesaja 6 vers 9 tot 10, toe sê hy, gaan heen en sê vir hierdie volk, hoor julle terdee, maar verstaan nie, en kyk julle goed, maar merk nie op nie. So jy gaan sien en jy gaan opmerk, maar jy gaan dit nie verstaan nie, nee? Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en sluit hulle oë toe, sodat hulle nie sien met hulle oë, hoor met hulle ore en met hulle harte verstaan en hulle bekeer en gesond word nie. Jahwe sê vir Jesaja dat die volk nie sal verstaan nie, selfs al hoor hulle die profeseë. Dit is 'n oordeel oor hulle hardnekkige ongehoorsaamheid. Die Messias quoteer Jesaja hierdeur in Matteus 13 vers 10 tot 15. Toe kom die disippels na hom en vra, waarom spreek u in hierdie gelykenisse met hulle? En hy antwoord en sê vir hulle, omdat aan julle gegee is die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want elkeen wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar elkeen wat nie het nie, van hom sal ook weggeneem word wat hy het. Daarom spreek ek in die gelykenisse met julle, omdat hulle sien en nie sien nie, en hoor en nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profeseë van Jesaja vervul, wat sê, met die oor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en met die oog sal julle sien en glad nie bemerk nie. So, Matteus 13, van vers 10 tot 15, is dan 'n direkte quotering van dit wat in Jesaja 6 vers 9 tot 10 gesê word. Yeshua sê dat hy gelykenisse praat omdat Jesaja se profesie steeds waar is, nog steeds, en hy is nog steeds geldig. Dit is tot vandag toe nog geldig. Dat die volk geestelik blind en doof is, want hulle harte is verhard. Jeremia 5 vers 21. Hoor dit tog, dwaase en verstandlose volk, wat oë het en nie sien nie, ore het en nie hoor nie. So in Jeremia
5 vers 21, is die ore en die oë klaar geseël en hulle kan nie verstaan nie, want hier sê Jeremia duidelik, hoor dit tog, dwaase en verstandlose volk, met ander woorde, julle kan nie verstaan nie, wat oë het en nie sien nie, so hulle kan nie sien wat hulle moet sien nie, en hulle het nie ore om te hoor, want hulle was ongehoorsaam, né? Jahwe se oordeel oor 'n ongehoorsame volk is dat hulle sy woord nie kan verstaan nie. En lees hulle dit, né? Al kyk hulle 100 keer na dit, hulle kan dit nie verstaan nie. Want hulle ore en oë is geseël en hulle vermoë om te kan verstaan is weggeneem. Hulle sien en hoor, maar begryp nie. Dit gebeur omdat hulle harte afgestomp is en hulle nie wil terugkeer na die weë van Vader nie. So hulle het hulle eie belange wat hulle in belang stel. Hulle wil agter hulle eie gode aanhardloop, hulle wil hulle eie dinge doen en dis nie wat Vader vir hulle wil hê nie. Vader wil hê hulle moet terugkeer na hom toe en hulle moet wandel in sy weë, sy wette, sy verordeninge, sy insettinge, sodat hulle gehoorsaam kan wees en luister na sy woord, net soos Abraham het in Genesis 26 vers 5. Yeshua het verduidelik dat die waarhede van die koninkryk nie vir almal gegee is nie. Hy het dikwels in gelykenisse gepraat sodat net die wat regtig soek sal verstaan. Matteus 13 vers 10 tot 11. Toe kom die disippels na hom en vra, waarom spreek u in gelykenisse met hulle? En hy antwoord hulle, omdat aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk en die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Okay? So ons weet daar is verborgenheid aan hierdie koninkryk, aan hierdie evangelie wat gekondig word, en dit is nie van almal om te verstaan nie. Nie my woorde nie, ek lees hierdie in Matteus, né? Daniël 12 vers 9 tot 10. Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde. Tot waar bly hierdie woorde verborge en verseël? Tot die tyd van die einde, né? Maar die goddelose sal dit nie verstaan nie, maar die verstandiges sal dit verstaan. Ons kan gedurig deur die skrifte lees, wat word gesien om verstandig te wees, en ons gaan nou aan 'n paar skrifte raak ook. So, verstandiges sal dit kan verstaan, en dit bly verborge tot in die einde vandaan, hè? So as daar ergens ontwaking is, en die mense begin weer praat, dat jy moet terugkeer na Vader se wette toe, en dat jy nie wetteloosheid moet beoefen, en sê die wet is nie meer nodig nie, want dis wetteloosheid, jy kan dit op geen ander manier sien nie, as jy doen, sien jy nie die verborgenheid nie, en is jou oë toegemaak, en jou ore. Jy gaan eers dit hoor wat ek vir jou sê nie. Maar ja, tot die einde van tye, so ons is in die einde van tye, want baie mense is besig om te ontwaak, en sê, broers en susters, keer terug na die weë van die Vader, bekeer julle terug. Net soos Jesaja sê, net soos in Jesaja se tyd, sien ons dat Jahwe sy woord verseël vir diegene wat hom nie opreg soek nie. Dit is nie 'n boek wat bloot deur intellektuele kennis verstaan kan word nie. Dit vereis geestelike insig wat slegs deur Jahwe, jou God, vir jou gegee kan word en oopgesluit kan word, né? Gehoorsaamheid aan Vader se wette maak hierdie verborgenhede vir jou oop. Terwyl ongehoorsaamheid 'n mens se begrip sluit, is daar 'n manier om die skrif te verstaan, gehoorsaamheid aan hierdie wette van Vader, en deur dit te onderhou, jou werke te verander en 'n wet te onderhou, kry jy insig en wysheid. Psalm 111 vers 10. Die vrees van Jahwe is die beginsel van wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Onthou wat ons nou gesê het, die verstandiges sal dit kan verstaan. Wat is 'n goeie verstand? Verstandigheid. Psalm 111 vers 10. Psalm 119 vers 18. Maak my oë oop, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Nee, uit wat? Uit die wet. Dit is hoe hierdie verborgenhede oopgesluit word, né?
Jy kan net na jou Vader toe draai, laat hy dit vir jou wys. Friendly Christian. Ons is geskei van die wet en God, hoe nou? Baie goeie voorbeeld van iemand se oë wat toe is en ore wat nie oop is nie. So kan ons duidelik sien dat hy nie kan verstaan wat in Vader se woord is nie, en hy moet op sy eie opinie staatmaak om 'n verduideliking of 'n prentjie in sy kop te skep, want hy kan nie sien wat daar regtig staan nie. So die enigste manier om verby dit te kom is om Vader te gaan soek, want as jy hom gaan soek, sal hom laat vind. As jy in die deur klop, sal hy vir jou oopmaak. Ek try nou onthou wat die skrif is daarvoor, maar gaan Google dit, julle sal dit kan kry. Dawid het verstaan, Jahwe alleen 'n mens se oë kan oopmaak, maar hy het ook geweet dat hierdie insig gekoppel is aan 'n lewe van gehoorsaamheid. Kom ons gaan bietjie na die Nuwe Testament, Johannes 7 vers 17. As iemand wil doen wat hy wil, sal hy van hierdie leer weet of dit uit Jahwe is of dat ek uit myself praat, né? So as iemand die wil doen wat hy wil, sal hy van hierdie leer weet of dit uit Jahwe is of dat hy uit homself uitpraat, né? So daar's duidelike verskil. Of jy volg die weë van Vader of jy praat uit jouself uit, net soos wat ons nou gesien het, waar die persoon 'n comment maak wat nie 'n skriftuurlike comment is nie. Dit is heeltemal weg van wat in die skrifte staan. So of die persoon verstaan nie mooi wat die skrifte vir hom sê nie, want hy kan nie sien wat daar staan en hy kan ook nie verstaan wat daar staan nie, net soos die skrifte gedeeltes wat ons deurbeweeg het. Yeshua het self gesê dat 'n mens Jahwe se wil doen wat sy gebooie insluit. Jy sal weet wat waar is. Onthou, jy sê die wette in Jeremia 31 sê vir ons dat die wet op ons hart geskryf gaan word. Jeremia 31 vers 31. So jy gaan weet wat die waarheid is as dit op jou hart geskryf is. Dit wys dat verstand en insig nie net afhang van kennis nie, maar van die lewe in gehoorsaamheid en Jahwe se wil. Wat is sy wil? Dit wat hy vir ons sê, hoe ons moet lewe. So, as ons 'n gevolgtrekking maak, baie mense lees die skrif, maar verstaan dit nie. Dit is omdat Jahwe se waarhede weggesteek is vir diegene wat ongehoorsaam is aan sy weë en dit nie wil volg nie. So as jy nie die wet volg nie, hou nie jou Sabbat nie, en jy onderhou nie al die wette wat soos wat dit vir jou uitgelê word nie, dan is jy wetteloos en jy is ongehoorsaam en hierdie woord en hierdie skrifte van Vader sal nooit vir jou bekend wees nie. Jy gaan altyd stories moet opmaak of gevoelentjies moet hê of al hierdie verskillende verduidelikings vir jouself moet opmaak, want jy gaan nie verstaan wat die woord self vir hom beteken nie. So Jahwe bepaal dat sy woord 'n verborgenheid is en slegs diegene wat hom vrees en sy Torah gehoorsaam, ware begrip sal ontvang. Oë en ore is gesluit vir diegene wat hardnekkig is in sonde en afvalligheid. Net die wat sy gebooie onderhou en hom soek in nederigheid sal die verborgenhede van die skrif verstaan. Spreuke 28 vers 5. Mense wat Jahwe soek, wat God soek, verstaan alles. Want hulle gee nie om oor hulle eie wil nie. Hulle gee nie om dat hulle lewenstyl moet verander nie, want hulle wil nie, of hulle verwag nie dat God by hulle aanpas nie, hulle gaan pas by God aan. So sy wil of sy wette word dan maklik. Dis nie moeilik om te onderhou as jy dit wil doen nie. Dis moeilik om te onderhou wanneer jy dit nie wil doen nie, wanneer jy op 'n Saterdag of op jou Sabbat wil gaan en goeders gaan koop, of gaan partytjie of doen wat jy wil doen in plaas van rus, soos wat vir jou uitgelees om te doen, dan soek jy nie jou Vader nie, jy soek na jou eie wil. Jy maak jouself inteendeel jou eie God. Mag Jahwe jou oë en ore open sodat jy sy waarheid kan hoor en sien. So nou weet ons daar is verborgenhede in die skrif.
En ons weet dat die Messias self het in gelykenisse gepraat. Hierdie gelykenisse is dan 'n verborgenheid wat baie moeilik is om te verstaan, en ons sien dit deur die disippels wat vir hom vra om aan hulle te verduidelik. So dit was nie net oop vir almal om te kan verstaan nie. Alright, so kom ons gaan kyk na een van hierdie gelykenisse, né? Daar is 'n gelykenis wat vir ons simboliek gee van brood, 'n vis, 'n broodklip, 'n vis en 'n slang, né? En dit is in Matteus 7 vers 9 tot 10. Of watter mens onder julle sal sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee, né? So jy kan dit in die konteks sien vir wat of hoe noem hulle dit, vir face value, vir wat dit is. As iemand jou 'n brood vra en hy is honger, hoekom sal jy vir hom 'n klip gee wat hy nie kan eet nie, né? Maar kom ons gaan kyk in die skrif, is daar 'n dieper betekenis altyd aan die goeders wat die Messias gesê het, en hy het nooit net iets gesê sonder om te hint na ietsie anders nie. So, as ons vinnig kyk na hierdie gelykenisse, of hierdie gelykenis, né, is daar kontraste, né? Jy het brood, jy het klip, en vis en 'n slang, né? So, dis nie teenoorgesteldes van ietsie nie, so hierdie goeders moet ietsie verteenwoordig, reg? As mens nou 'n bietjie wil dieper gaan kyk in dit. So kom ons gaan ondersoek. Kom ons gaan kyk wat sê die skrif is brood. En dan sal ons hulle so een vir een ontleed, en dan sal ons kyk wat bedoel die Messias vir ons hierson, né? Kom ons gaan na Deuteronomium 8 vers 3 toe. Hy het jou laat verstaan dat die mens nie net van brood alleen leef nie, maar dat die mens leef van elke woord wat uit die mond van Jahwe uitgaan, né? So elke woord wat uit God se mond uitgaan, dit is iets wat ons van ook kan leef. So ons leef nie net van brood wat ons eet nie, maar ons leef van hierdie woord, hierdie doktrine, né? Hierdie evangelie wat vir ons gegee is, né? Johannes 6 vers 35. Hier sê die Messias, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Nee. Jy vergelyk die Messias homself met die brood van die lewe, né? En julle kan na baie van my vorige video's kyk. Die lewe, Deuteronomium 28, Deuteronomium 30, wys van die lewe en die dood, die seën en die vloek. So dit alles het te doen met Torah, né? So die brood, as jy sê van die brood lewe nie, met ander woorde van die, jy gaan nie alleen van die wette lewe nie. Ek is die brood van die lewe, sorry. Dit is die brood, die wet wat vir jou lewe gee. So hy was 100% gehoorsaam aan die wet. En hy sê wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. So as jy gaan na daai wet toe en jy raak gehoorsaam aan daai wet, dan sal jy nooit honger ly nie, want jy gaan dan onder die beskerming wees van die seën van die gehoorsaamheid aan daardie wet, né? So die wet of die Torah is Jahwe se geestelike voedsel, wat sy kinders voed en lei op die pad van geregtigheid. Gehoorsaamheid aan God, aan Jahwe, bring lewe en seën, net soos die belofte om gehoorsaam aan die wet vir ons sê, né? Soos in Deuteronomium 28 uiteengesit word, né? Okay, so ons weet, die wet is brood. So as jou kind vir jou kom vra, hoe lewe hy, né? Ek vir brood vra, né? Hy vra jou vir lewe, né? Moenie vir hom 'n klip gee nie, né? Ons gaan 'n bietjie kyk. Klip. Esegiel 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste sit. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. 'n Hart van wat gaan hy wegvat? Van klip, né? Met ander woorde, klip
is ongehoorsaamheid. Dis slegte doktrine. Hy vat dit weg van jou. Nee. So, as ons dan gekyk brood en klip, as jy vra vir die lewe, brood is lewe, en dan gaan die klip weggevat word, nee, want dit is die dood, want jy gaan mos een van vlees kry, sodat jy weer kan lewe. So, dis wat vir ons gesê word in Esegiel 36 vers 26. Hulle het hulle nek verhard en nie na my gebooie geluister nie. Nou dis Nehemia 9 vers 29. Sodra jy jouself hard maak, is jy ongehoorsaam en wetteloos. So jy luister nie na die wet en jy raak ongehoorsaam. So nou kan ons sien, die klip kan gesien word as wetteloosheid of valse doktrine of die dood of vloek, waar brood kan gesien word as die lewe, die wette, die Torah en Vader se wie en sy wil. Mense met 'n klip, hart van klip weier om Jahwe se Torah gehoorsaam te wees en kies eerder vir wetteloosheid, wat vervloeking en afsondering bring, en net soos uitgeleef vir ons is in Deuteronomium 28 vanaf vers 15 tot 68. So nou kan ons sien, as jou kind jou kom vra vir hoe kan ek lewe en jy leer hom nie die Torah nie, dan gee jy vir hom 'n hart van klip om ongehoorsaam te wees aan hierdie wette, né? So daar is die eerste gedeelte van daai verborgenheid wat ons oopsluit, né? En al verduidelik het mens dit so vir mense wat dit nie kan sien, die gaan dit nie kan sien nie, né? Die vis is goeie leer, né? Hy sê ook vir die Messias sê ook vir die disippels, kom ek maak julle visserman van mense, né? So hy gebruik die visserman of die mense wat visse vang, gebruik hy in die vergelyking ook dat hulle uitgaan om mense te vang, né? So kom ons kyk. Water kan verskillende goeders in skrif beteken, baie keer beteken dit nasies, baie keer beteken dit water, omdat dit water is. Daar waar die water uitgooi op die grond, dis niks anders as water nie. So jy moet die konteks van die goeders verstaan wat bedoel word. In Openbaring waar dit praat van die waters daar wat uit die draak se mond uitkom, praat van die nasies wat uit sy mond uitkom. So dan is die vergelyking van die water as nasies. So die Matteus 4 vers 19. Daar is waar hy vir hulle sê, en hy sê vir hulle, kom agter my aan, ek sal julle vissers van mense maak. Efesiërs 5 vers 26. Sodat hy dit kan heilig nadat dit gereinig het met 'n waterbad deur die woord. Ons weet ook dat hy die vis gebreek het en vermeerder het, so hy het hulle gevoer met die vis. Dis ook 'n reine vorm van kos. So dis skoon vir jou om te eet volgens die Torah, né? So die slang word baie vergelyk met die Satan, word vergelyk met leuns en so aan. En misleiding en valse leer, dit word verbind met dit, né? Johannes sal sê, julle slangsaad of serpent seed gaan weg van my af. Die slang wat vir Eva mislei het, en so kan ons was deur die skrifte gaan. Maar kom ons gaan lees 'n bietjie. Dit wat ek nou verwys, Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat Jahwe, jou Elohim, gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat Elohim gesê het, julle mag nie van die bome van die tuin eet nie, so daar is hy besig om met sy leuns te werk, né? Ons gaan kyk in Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Die begeertes van julle vader. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie, né? So hy ken nie die waarheid nie. Ek kan baie van my video's gaan kyk wat rondom hierdie topik werk. Die waarheid is die Torah, die wette, so dit is nie in hom nie, so dis weer wetteloosheid. So
Jy het die vis wat rein is, goeie leer, goeie doktrine, en weer eens hierdie slang wat 'n leuen is valse leer. En so kan jy begin sien wat die Messias bedoel hierso by hierdie gelykenis wat hy dan so saamstel. Psalms 58 vers 4. Hulle het 'n gif soos die gif van 'n slang, soos 'n doofadder wat sy oor toestop, né? So daar word nooit enigstens goed na 'n slang verwys nie. Dis altyd leuns, misleiding, wetteloosheid, duiwel, die duiwelse begeertes wat nie in die waarheid is nie. Die Hebreëse woord vir slang is nagash. Dit dui op verleiende, subtiele bedrieër. En dit stem ook ooreen met die woord naga in Hebreëus wat aanraak of invloed hê beteken, né? So sy invloed wat hy het is 'n leuen of 'n bedrieglik, né? En dis hoekom dit altyd verwys word na die Satan se valse leer en die versprei en hoe hy mense mislei. So sy lering sal altyd teen Vader se wees. Sy lering sal altyd vir jou sê dat jy hoef nie die wet te volg nie. So as jy vir my kom sê jy hoef nie die wet te volg nie, dan weet ek jy praat uit die duiwelse krag uit, want die duiwel is teen Vader, teen sy wet, is altyd die teenoorgestelde. As jy nie vir Vader se wette is, as jy teen sy wet, as dit nie vir jou geldig is nie, dan beoefen jy wetteloosheid. Daai wetteloosheid is die duiwel se doktrine, né? Die slang in Matteus 7 vers 10 verteenwoordig dis vals leer en mensgemaakte doktrines wat mense weglei van Jahwe se instruksies. In teenstelling met die goeie vis waarheid, is die slang 'n beeld van misleiding en wetteloosheid. So nou het ons weer wettigheid en wetteloosheid. Dis altyd dieselfde, dis altyd die twee wat teen mekaar stry. Daar's of die wat praat om die wet te volg en of daar's die wat praat om nie die wet te volg nie. Is altyd daai teenstrydigheid. Van die begin af, vandag toe nog geldig, né? Lewe en dood, die keuse wat Jahwe vir ons stel. So jy het daai keuse om te maak of jy wil lewe of jy wil dood is. Hierdie simboliek is 'n herhaling van die fundamentele keuse wat Jahwe aan Israel gegee het in Deuteronomium 30. Vers 15. Ek het jou vandag die lewe en die goeie voorgehou en die dood en die slegte. So daar's 'n balans. Of jy is gehoorsaam of jy is ongehoorsaam, né? Of jy lewe of jy is dood, of jy het seën of jy het 'n vloek. Dis al. Daar is niks meer in dit nie, en as jy dit nie kan sien nie, dan is die boek vir jou 'n verborgenheid, soos wat ons nou vroeër oor gepraat het, en jy kan niks van hierdie goed sien of verstaan. So deur Jahwe se Torah, die brood en die vis, te volg, kies jy die pad van lewe en om seën te ontvang. Deur die valse leer en die wetteloosheid, die klip en die slang te volg, kies jy vervloeking en die dood. So die verantwoordelikheid vir jou is, wanneer jou kind jou kom vra vir die goeie doktrine, moet jy vir hom die lewe gee, nie die dood nie. So kom ons maak 'n gevolgtrekking. Matteus 7 vers 9 tot 10 is nie net 'n eenvoudige illustrasie nie, maar 'n diep profetiese boodskap oor die keuse tussen waarheid en die leuen, gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, wettigheid en wetteloosheid. Jahwe gee sy kinders brood, sy woord, en vis is goeie leer. Maar Satan bied 'n klip, wetteloosheid, en slang, valse leer, valse doktrine, misleiding. Ons moet kies of ons Jahwe se woord, sy wees, sy wette wil gehoorsaam en die brood van die lewe en van suiwer water en sy woord te soek, eerder as om mislei te word deur mensgemaakte instellings. Hierdie mensgemaakte instellings kom juis deur wetteloosheid, want die verborgenheid van die skrif maak dit onmoontlik dat die mense kennis kan ontvang van dit wat daar geskryf is, en sodoende kan hulle nie sien wat dit is nie, en dan begin hulle eie stories opmaak, en dis waar die mense doktrines vandaan kom. Daarom in die Christelike gemeentes is daar 30.000 verskillende variasies van Christendom, want elkeen so opinie verskil.
Die skrif kan net een manier uitgelê word. En daai is om Vader se wette, verordeninge en insettinge te volg. Maar ons is aan die einde van daai en daai eensgesindheid moet nog kom. Die mense is besig om te ontwaak. So ons weet dis aan die einde van tye, want in Daniël wat ons vroeër oor gepraat het, staan daar dat hierdie verborgenhede sal oopgesluit word aan die einde van daai, wanneer daai oorblyfsel gaan begin terugkeer na Vader se wette, verordeninge en insettinge. So, laat ons dan volgens profesie van ons klipharte ontslaa raak en ons hart van vlees hê, sodat ons weer gehoorsaam kan word aan daai wette en verordeninge van Vader, en dat ons getrou kan bly aan Vader se wette. So, hierdie is my boodskap wat ek met julle wil deel vandag. Ek het nie 'n baie lank live nie. Jason is ook vas vandag. Net soos ek net 'n kort tydjie gehad het wat ek kon opkom en 'n bietjie gesig wys en met die mense praat. Ek sal in so 'n paar minute sal ek hierdie op my YouTube kanaal hê vir die mense om te kan gaan kyk. Ek gaan ongelukkig nou nie enige vrae sessies hê nie. Ek is maar 'n bietjie beperk vir tyd. Ek verwag om brood te breek met ander broers en susters 'n bietjie later. En ja, ek hoop julle het 'n geweldige goeie Sabbat en ek hoop julle is lekker uit en ek hoop julle geniet die wonderlike gevoel wat ons kan hê om te weet ons loop in die weë van ons Vader en ons onderhou sy wette, verordeninge en insettinge. Ek sal volgende naweek hopelik weer met julle kan gesels en laat dit goed gaan met ieder en elkeen van julle.